marching to Zion. Ons reis is opwaarts na Sion, die heerlike stad van ons God. Gister in die kerk, ek was by Appington Central en in die aankondigings en the announcements, our elder stood up and he said, before we start with anything, voor ons nog met enigiets begin, wil ek net gou 'n boodskap lees. Die Here is op pad. Maak seker jou naam is geskryf in die boek van die lewe. Amen. Amen. Ek wil seker maak my naam is geskryf in die boek van die hemel. Ek wil nie daai, as ek dit so mag stel, daai bus mis wanneer dit kom nie. Daar's net een kans vir wanneer die Here terug gaan kom, wanneer hy sy kinders gaan red. Moenie, maak seker dat ons dit nie mis nie. Voor ons verder gaan, kom ons sluit met ons oë in 'n woord van gebed. Ons Here en Hemelse Vader, ons is hierso om vanaand u woord te lees. We are here to study your word and to learn more about the promises that you have in store for us, Lord. Here, ons weet dat daar dinge is wat u vir ons beloof, Heer, maar dit voel nie altyd soos 'n werklike realiteit nie. Dit voel nie eintlik asof dit iets is wat eendag gaan gebeur nie, Heer. Ons kyk na hierdie wêreld en ons dink, gaan dit net vir ewig so aangaan. Heer, ek bid, wees vanaand saam met ons en herwek daardie hoop in ons harte, dat u, nie net daardie hoop nie, maar eintlik die kennis, dat u eendag gaan terugkom. Want as u sê, u gaan iets doen, as u sê, dat iets gaan gebeur, dan gaan dit so wees. U is nie 'n God wat vir ons jok nie, u is 'n God van waarheid. En wanneer u vir ons sê, u kom terug, kan ons weet, dit is 'n feit. So ek bid, wees met ons, herwek daardie hoop in ons, en wees saam met ons, soos wat ons die heilige woord gaan studeer. Ek bid dit als in die groot en wonderlike naam. Amen. Amen. Jesus kom terug. Is dit goeie nuus? Amen. Voel dit altyd soos goeie nuus? Ja. Hoekom? Ons sal huis toe gaan. Die vraag van is dit goeie nuus is nie, of die feit dat Jesus terugkom is nie altyd goeie nuus vir almal nie. Party mense bring dit gedagtes op van vrees. It brings fear in some people, just the thought that Jesus is coming back, that it might be a reality. Hoekom? Hoekom is my vraag, hoekom is dit iets wat skrikwekkend is vir mense? Ek wil vra, as daar iemand hierso wat vir my kan sê, wat beteken die woord evangelie? En ek het al 'n preek hieroor gedoen, vir die wat by die kerk is. Wat beteken die woord evangelie? What is the word not evangelism. Die woord evangelie. Goeie nuus. Goeie nuus. Wat sou gebeur het, waarvan die woord kom, is wat gewoonlik sou gebeur het is, as die Romeine deur die res van die lande gegaan het, en as hulle Ario oorwin het, sou 'n boodskapper terugkom, en hy sou 'n papier oopgemaak het, en die brief gelees het om te sê, evangelie, goeie nuus, good news, we have conquered. Goeie nuus, ons het gewen. En so wanneer ons praat van die evangelie van Jesus Christus, praat ons nie net van die boeke van Matteus, Markus, Lukas en Johannes nie. Ons sê nie net, dit is 'n naam wat ons gee aan 'n gedeelte van die Bybel nie. Wat sê ons as ons sê, dat dit is die evangelie van Jesus Christus? Dis die goeie nuus, dat Christus al klaar oorwin het. It's the good news that Christ has already won. He's already won over sin. He's already given us salvation. If only we are to accept it. But my question is still, my vraag is nog steeds, hoekom is dit goeie nuus dat Christus oorwin het? Wat se impak het dit op my lewe? As julle Bybels goed genoeg ken, en ek glo die meeste van ons doen, sal julle weet dat in die tweede helfte van die Bybel bevat dit die storie van Israeliete wat in gevangenis is. Hulle bevind hulle self in 'n situasie waar hulle in Babylon is, 'n land wat nie hulle eie is nie, mense wat nie hulle eie is nie, 'n kultuur wat nie hulle eie is nie, en selfs 'n taal wat nie hulle eie is nie. Wie dink dit klink na 'n goeie situasie? Who thinks that's a good situation to be in? A country that's not your own, a land that's not your own, a people that's not your own, and a people that's oppressing you. It seems hopeless. Dit lyk asof daar nie goeie nuus uitkom nie, want ook Daniël in sy visie aan die koning, of die koning het 'n droom gehad, en Daniël verduidelik vir hom dat daar
vir 'n lang tyd nog baie ander koninkryke gaan wees. En dis nie goeie nuus vir Israeliete nie. Want elke koninkryk verteenwoordig, wat is die Afrikaanse woord vir oppression? Die neerdrukking. Every kingdom represented oppression, a country that will rule over the people of God. Meaning the people of God would not see success in their own lives. Klink dis so goeie nuus? Glad nie. Want daar gaan net een koninkryk na die ander kom en elkeen gaan oor die Israeliete wees. Elkeen gaan hulle te neerdruk, elkeen gaan hulle mishandel, elkeen gaan hulle neerkyk op hulle. En ek wil vra, wie hierso het al vanaand dieselfde ervaar? Dalk nie deur koninkryk nie, want ons is nie heiliglik in 'n koninkryk nie, ons is onder 'n regering. Maar wie in ons persoonlike lewens het al die neerdrukking ervaar? Who's experienced oppression in their own lives? Wie het al oomblikke ervaar wat die lewe nie is soos wat jy gedink dit gaan wees nie? Moments where you thought, no, but it's going to turn out well, and then it didn't. You maybe invested some money somewhere, and it didn't work out. You maybe thought you had a friend that you can trust, and you couldn't. Die wêreld is vol teleurstellings en die wêreld is nie perfek nie. En my vraag wat ek wil vra is dit 'n wêreld waarin ons wil wees? So wat is die oplossing? Kan ons die stelsel verander? Kan ons die wêreld verander waarin ons is? As daardie vriend wat ons teleurgestel het, that friend that disappointed us, that we realized we couldn't trust, can we fix that friend? Not really. You can pray for them. Jy kan hulle na die Here toe bring. Maar hulle moet nog steeds self kies om te verander. Daardie seer is dalk nog steeds daarso. Ons besef dat ons lewe in die wêreld wat nie perfek is nie. En die rede vir dit is, ons weet, is as gevolg van sonde. Die wêreld soos dit vandag is, the world as it is today, is not the way God planned it to be. Are we together? I've got a big issue. Ek het 'n groot probleem met mense wat sê, iemand was in ongeluk, hulle is dood, dis die Here se wil. Wie het al daai gehoor? Who said that one? No, I must have been late or I must have been in this accident because it was God's plan for me to get hurt. Huh? But we say that. People say that. Nee, maar dit is die Here se wil. Hy het dit beplan vir jou. Ja, die Here het beplan dat jy in 'n ongeluk kom. Die Here het beplan dat jy dat daardie ma of pa van jou dood is. Die Here beloof vir ons lewe. Hy beloof vir ons goeie geluk. Is dit nie so nie? Beteken dit dat wanneer ons dan in die Here dat ons in die Here is, hierdie kant van die ewigheid, dat ons nie probleme gaan ervaar nie? Nee. Want die wêreld waarin ons is steeds nie perfek nie. Ongelukkig is daar 'n meerderheid mense wat nog steeds sê die Here kies nie. There's a multitude of people that still choose to reject God, and we are subject to those people. And so things seem hopeless. Dinge lyk asof ons altyd onder neerdrukking gaan wees. Asof die stelsel altyd teen ons sal werk. Asof ons altyd vriende sal hê wat ons gaan teleurstel. Ek sien tieners al klaar. I already see young people posting statuses about, I've had hardships in life. I've learned not to trust anyone. And I'm not dismissing that. Want selfs as 'n tiener het ek ook al klaar teleurstelling ondervind in mense. Ek het al klaar seer gekry as tiener. So I'm not dismissing that, but it's sad for me, dis hartseer vir my dat al klaar op so 'n jong ouderdom, dat al klaar hierdie seer is wat in hierdie wêreld bestaan. En ek dink, hoe ouer jy is, hoe meer seer kry jy, is dit nie so nie? Jy leer dalk om sekere mense nie maklik te aanvaar nie, jy raak dalk wyser, maar Alder, not to call you out, but I think you are one of the older people here. Do you still get as much hurt as you did when you were younger? Hey? At least at the old age, you don't have as a young people, because you spare your time of going out. You spare your time, because when I was young, I was get hurt because I was going out to do everything which I like, then I get hurt. Okay, but at my old age, I limit me to go out now. Yeah, you've learned to protect yourself. Yes, I'm sitting, maybe most of the time, 60% I'm sitting in closed doors. Yeah. But when I was young, I was going out and got a lot of scratches from that.
but my question is, hoekom is dit dat ons selfs op 'n ouderdom moet sit en onsself moet beskerm? Yes. Van wat? Seer kry. Wil die Here hê ons moet sit en ek wil sê met hekke om ons huise en met worries en met dink, maar gaan ek volgende week brood kan koop? Gaan ek jy weet, hierdie persoon kan vertrou. Gaan ek vergesorg word 20 jaar van nou af? Ja. Nee. Die Here wil vir ons 'n goeie lewe hê, maar ongelukkig lewe ons in 'n wêreld wat nie perfek is nie, en hy sê dit gaan vir 'n rukkie aangaan, maar ons kyk na daardie beeld wat is en ons sien daar is hoop, daardie beeld gaan verinneweer word. That statue will be destroyed. This system of oppression will be made no more. En nou daar's hoop wat vir die Israeliete wat plaasvind. Die boeke van Jesaja, Maleagi, ek kan hulle almal opnoem, bevat almal stukkies van hoop. Stukkies wat sê, maar daar is 'n toekoms wat die Here vir ons wil hê. 'n Toekoms wanneer die probleme van hierdie wêreld nie meer is nie. En Romeine skryf vir ons, Romeine 8 sê vir ons, jy weet, met sukkel om hom aan te haal, ek dink nou Engels en Afrikaans, maar in Romeine 8 sê vir ons, basies, the sufferings of this world is nothing compared to the eternal life. Are we together? Die probleme van hierdie wêreld is baie moeilik. En die Here sê nie, vergeet van hulle nie. Die Here sê nie, dit is nie probleme nie. Wanneer Elia depressief gevoel het, het hy Elia laat rus, hy het hom gevoer, hy het na hom gesien. Die Here is daar so vir ons, maar hy sê ook vir ons, maar kyk vorentoe. Kyk na toekomstige hoop. Kyk na iets wat baie beter is, wat op pad is. En met dit, vir die van julle wat Bybels hierso het, vra ek dat julle blaai na Jesaja 62 toe. Jesaja 62. Dis nie die langste hoofstuk in die Bybel nie, en as julle my sal toelaat, if you will allow me, I will read the whole chapter of Isaiah 62. As julle daar so is, sê amen. Amen. As julle nie 'n Bybel het nie, sê bid vir my. Okay. Like ons almal het. Jesaja 62 vers 1 tot en met die laaste vers. Dis God wat hierso praat met sy mense en hy sê vir hulle, terwille van Sion sal ek nie swyg nie en terwille van Jerusalem nie stil wees nie, totdat sy geregtigheid uitbreek soos 'n glans en sy heil soos 'n fakkel wat brand. Die Here gaan aanhou werk tot en met ons die ewigheid ingaan. En die nasies sal jou geregtigheid sien en al die konings jou heerlikheid en jy sal met 'n nuwe naam genoem word wat die mond van die Here sal noem. Hoekom is dit belangrik dat die Here vir ons 'n nuwe naam gee? Hy noem dit ook baie keer in Openbaring ook. Wat is die belangrikheid van 'n nuwe naam? 'n Ou naam het dieselfde konnotasies. An old name has the connotations of your old life. Mistakes that you've made. The person that you were. Ek gaan nie vra dat julle deel wie julle was voor julle aan die Here toe gekom het nie, maar dink terug aan daardie jare. Dink terug aan wat jy gedoen het. Daar's mense wat jy met daardie naam ken, as so en so, wat A, B en C gedoen het. Is dit 'n goeie konnotasie? Ek is een van die jonger mense hierso, maar daar's foute wat ek gemaak het, mense wat my by my naam ken, wat ek nie wil hê hulle moet by my naam ken nie, as gevolg van die interaksies wat ek met hulle gehad het. En die Here sê vir ons, maar ek wil vir julle vernuwing gee, ek wil vir julle 'n nuwe naam gee. Met ander woorde, ek wil vir julle 'n skoon bladsy gee, iets wat nie daardie konnotasies het nie. Iets wat jou beter sal maak as wat jy was, something that will make you better than what you were. And how amazing is it? Because the names that we have is the names that our parents have given to us. And I thank the Lord that our parents name us with beautiful names. Ek hou nogals baie van my naam, maar hoeveel meer spesiaal is dit nie as die Here self vir jou 'n nuwe naam gee nie. Ek lees verder. Jy sal met 'n nuwe naam genoem word wat die mond van die Here sal noem. En jy sal 'n suurlike kroon wees in die hand van die Here en 'n koninklike tulband in die hand van jou God.
Die kroon is iets wat op jou kop is stilband om jou lyf. Met ander woorde, jy gaan so naby aan God wees. En hier is een van my gunsteling verse in hierdie gedeelte, vers 4, jy sal nie meer genoem word verlatene nie. En jou land sal nie meer genoem word wildernis nie, maar jy sal genoem word my welbehae, en jou land die getroue. Want die Here het 'n behae in jou en jou land sal getrouheid wees. Want soos 'n jonk man 'n jong dogter trou, so sal jou kinders jou trou, en soos die bruidegom bly is oor die bruid, sal jou God oor jou bly wees. O Jerusalem, ek het wagte op jou mure gesit, wat gedurig deur die hele nag en die hele nag nie sal swyg nie. Julle wat die Here herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Die Here roep ons nader hier, so the Lord is inviting us and He's saying, please, I've made a promise to you. I don't need to be reminded. Who here thinks God needs to be reminded of His promises? Niemand nie. Maar die Here sê vir ons moet hom herinner aan sy beloftes. Hoekom sê hy dit vir ons? Hy sê dit vir ons, want hy sê, ek het vir julle belofte gemaak, ek gaan dit hou, maar julle self moet dit vergeet nie. So as ek die hele tyd met die Here praat en vir ons sê, maar U het dit beloof, dan vergeet ek dit ook nie. So die Here nooi ons nader om saam met hom te praat en self te onthou die ding wat hy beloof het. En laat hom nie met rus nie. Hoofletter A. Don't let God rest. Continue reminding Him of the promises He has made to you. Totdat hy Jerusalem bevestig en maak tot 'n lof op aarde. So met ander woorde, tot en met Jesus Christus terugkom. Hou aan om met die Here te praat. Continue having that relationship with Christ. Continue reminding God, but you said this and this and this. Not that God needs it. Nie dat God dit nodig het nie, maar vir jou eie onthaalwe. Dat jy elke dag met die Here praat. Dat jy elke dag vashou aan die ding wat die Here jou beloof het. Vers 8. Die Here het gesweer by sy regterhand en by sy magtige arm, waarlik, ek sal jou koring nie meer gee, dat jou vyande dit eet nie, en die uitlanders sal jy mos nie drink, waarvoor jy gewerk het nie, maar hulle wat dit insamel sal dit eet en die Here prys, en hulle wat dit oes sal dit drink in my heilige voorhowe. Gaan in, gaan deur die poorte, berei die weg van die volk, vul op die groot pad, gooi die klippe weg, streke banier op oor die volke. Kyk, die Here laat dit hoor tot by die einde van die aarde. Sê aan die dogters van Sion, kyk, jou heil kom. Sy loon is by hom en sy beloning is voor sy aangesig, en hulle sal genoem word die heilige volk, die verlossers van die Here, en jy sal genoem word die begeerde, die stad wat nie verlaat is nie. Die Here bly vir ons sê, daar's 'n dag wat kom wanneer ek julle gaan herstel. There's a day that's coming when you will be restored, when you will no longer worry about not having food, no longer worry about the problems that you have on earth, dat jy nie meer sal bekommer oor die dinge wat jou huidiglik pla nie. Ek gaan nie vra dat julle hande opsteek nie, maar ek gaan vra, wie van julle het al verlate gevoel? Wie van julle het al gevoel asof jy alleen is? Asof niemand verstaan nie. Asof daar net geen hoop is nie. Who of you has ever felt like if everything ended now, it wouldn't matter? I know there's been a lot of people that's dealt with that. Ek weet baie het dit oorweeg en dis ook my gevra het dat ons nie ons hande opsteek nie. Maar ek weet elkeen van ons het op een of ander manier al in ons lewens met hopeloosheid gesit. Gedink daar is geen punt tot dit wat ons doen nie. Daar's geen uitkomkans in ons situasie wat ons het nie, en van ons wat hier so sit vanaand is dalk in daardie situasie. En dit is nie altyd finansiëel nie. Dit is baie keer persoonlike probleme. Dit is baie keer dinge met ons werk. Dikwels is dit probleme met ons spiritualiteit. Ons vra onsself die vraag of as die Here kom, sal ek werklik bly wees? If the Lord comes, will I truly be excited? But God says to us, die Here sê vir ons, kyk vas in die hoop wat ek vir julle gee. Kyk vorentoe na daardie herstelwerk wat ek gaan doen. Look forward to the restoration that I will do for you. The things that you have now,
There are problems and there are struggles that you have, but they're nothing compared to the glory that I want to give you. To the eternal life I want to give you in me. Ek vra dat ons baie na Openbaring 7. Ask that we turn to Revelation 7. En ek weet, meeste van ons wat hier so vanaand sit, het al Openbaring gelees. Maar my gebed is dat daar mense is wat nie in hierdie tent sit nie, wat na die boodskap luister. En vir julle sê ek, as julle nog die Openbaring gelees het nie, lees Openbaring. Dis nie 'n geslote boek nie, it's not a closed book, it's something that's open. It's in the name. Revelation 7, verse 9 to 12. Openbaring 7, vers 9 tot 12. En na hierdie ding het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. Wit klere verteenwoordig reinheid. Iets wat skoon is, something that's pure, something that's holy. And often the focus in Revelation, especially Revelation 7, is on the 144,000 that's there. That's fine. But it's not the only people that's there. There's a great multitude that no one can count. Daar's 'n groot menigte wat niemand kan tel nie. Uit alle nasies en stamme en volke. People from everywhere of the world. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. En hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, Heil aan onze God wat op die troon sit en aan die lam. Glory to God that's on the throne and to the Lamb. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en al die 4 lewende wesens gestaan en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, Amen. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onze God tot in alle ewigheid. Amen. En in net verse 16 en 17, verses 16 and 17 reads, hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. They shall no longer hunger, they shall no longer thirst. En nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie. Want die lam wat in die middel van die troon is, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei. En God sal alle trane van hulle oë afvee. Ek dink elkeen van ons het al in ons lewens gehuil, mans ook. En as 'n mens huil, is dit 'n diep ervaring. It's a deep experience to cry. I don't want to say it's good, but it helps. But when you've cried, you've experienced pain. Especially if you've tried to hold those tears back. And I think there's lots of moments in our lives, was baie oomblikke in ons lewens wat ons trane teruggehou het, wat ons eintlik net wou huil. Kere wat ons seer gekry het, kere wat ons gekyk het na hierdie lewe van ons, en dat ons gedink het, dit is net nie moontlik nie, dit is net nie moontlik nie. Matteus 11 sê vir ons, almal wat vermoeid en belast is, kom na my toe. Everyone that's, what's the English words? Everyone that has a heavy burden, come to me. Jesus Christ says, if you're struggling with life, come to me. If you have moments where you feel despair, where you feel hopeless, come to me. When it seems like this world is dark and where there's no outcome, where nothing seems to go right, come to me. Ons wil dikwels so dinge op ons eie aanpak. We often want to tackle things in our own power. and the reality is you can't. I'm sorry. I can't give you hope if you want to tackle things in your own power. But the Bible tells us that we don't need to tackle things on our own power. Ons hoef nie ons eie krag dinge aan te vat nie. Ons vat dit net aan die Here toe. As ons dit na die Here toe vat, gaan hy ons versterk. If we take it to God, he'll strengthen us. In dieselfde manier sê hy vir ons, Psalms praat ook hiervan. David, veral in die eerste paar Psalms, kyk na die dinge wat in die wêreld gebeur, die ongeregtighede en die ongeregtige mense. David in the Psalms looks at the unrighteousness that happens in the world and the unrighteous people, and he says, but why, God? Why is this going on? Why are we struggling with this?
Hoekom sukkel ons met hierdie probleme? Daar's mense wat getrou is aan U. There's people that's loyal to You, and yet they suffer. And often we look at our relationship with God and we say, but God, I have this relationship with You, I believe in You, I trust in You, I glo in Jou, maar tog voel dit asof U nie daar so is nie. Dawid self, wat 'n goeie verhouding met God gehad het, sê, hoekom steek U Jou aangesig weg van my? Why do You hide Your face from me? Because he feels like that in the moment. But in the very same psalm, I think it's Psalm 7 or 8, David also says, but You sit in Your throne, in Your temple. You sit on Your throne. It's there where I find shelter. Dis daarso waar ek geluk vind, waar ek veiligheid vind, waar ek my saligheid vind. En die Here sê vir ons, kyk na my boodskap wat ek vir jou gee, reg deur die Bybel. Look at the message that I'm trying to give you. I want to be with you. I've gone to prepare a home for you. En dis hoekom dit goeie nuus is wanneer ons sê die Here kom terug. Ons kyk vorentoe na daardie dag wanneer daar nie meer trane is nie. Nie wanneer ons meer ons eie trane afvee nie, maar wanneer God self kom en hy sê, maar laat ek julle trane vir julle afvee. Kom, rus. Die wêreldse dinge is verby. Ons het vroeër in die begin het ons vasgestel, we've established that none of us thinks this world is perfect. None of us actually wants to live in this kind of world. If you had to live forever right now in this world as it is, who would want to continue living? No. So in a sense, maybe it's controversial if I say this. Maybe in a sense it's good that we only have 70 to 100 years on this earth. Because this earth isn't perfect. And I think if we lived for thousands of years in the kind of world that we have, especially looking at how it degrades, veral as ons kyk na hoe hierdie wêreld net meer en meer agteruit gaan, ek dink ons sal almal depressief raak. Maar die Here sê vir ons, hou vas. Hou vas aan die hoop dat ek terugkom. En die woord hoop is vir my 'n moeilike woord. Nie omdat ek nie hoop het nie, maar is vir my 'n moeilike woord want as die Here sê hy gaan iets doen, if the Lord says he's going to do something, he's going to do it. So ek wil sê moenie hoop hê dat die Here gaan terugkom nie. Weet dat die Here gaan terugkom. Maar laat dit jou versterk. Laat dit jou bemoedig. Let it encourage you that God is coming back. He's coming to restore His world to the way that He wanted it to be. He's going to restore it in the way that I don't think we can even imagine. You know, the Bible says, no eye has seen, nor ear has heard. Geen oog het gesien of oor het gehoor die dinge wat God vir ons in plek het nie. Ons het ons eie gedagtes oor die hemel en die nuwe aarde. We've got our own ideas about heaven and the new earth, but I don't think we've come close to actually how beautiful and how perfect it truly is. So hold on to that hope. Jesus is coming soon. Make sure your name is written in the book of life. Maak seker jou naam is geskryf in die boek van die lewe.